Dis maandagoggend, bakkie boodskap, saam met Frik Weideman. Mense, goeiemôre op hierdie pragtige oggend. Groet ek jou in die wonderbare naam van ons meester, Yeshua. Ek is hier in die Kamiesberge en ek groet jou op hierdie pragtige oggend uit die hartjie van Namakkeland. Dankie dat jy saamry, is altyd lekker as jy saamry op 'n maandagmôre. Ek kan natuurlik nie wag vir 'n maandagmôre om aan te breek, om weer met jou te kan gesels nie. Man, dis lekker. En veral hier in die Kamiesberge. Ek dink wat ek gaan doen, ek gaan gou stop. Ek wil gou iets vir julle wys. Ek kan nie dit vir julle wys nie. Julle moet dit sien, man. Ek moet net gou hierdie met julle deel. So ek is sommer opgewonde saam met jou op hierdie maandagoggend. Weet jy mense, dit maak nie saak wat ons pad kom nie. Maak nie saak waartoe ons gaan nie. Ons gaan met die krag, hoor mooi, met die krag van ons hemelse Vader, om vandag die Midianiete en die Filistyne op 'n knop te jaag op hierdie maandagoggend. So, moenie langer vrees nie. Moenie langer wegkruip vir jou verlede, omstandighede, situasies wat buite jou beheer is. Moenie wegkruip nie. Staan op. Onthou jy vir Gideon, kom die engel by Gideon, hy kruip weg vir die Midianiete. Hy's bang. Mense, ons kan nie bang wees nie. Moenie vrees nie. Ten spyte van wat op jou pad kom. Moenie vrees nie. Hy kruip weg, die engel kom by hom. Die engel sê vir hom: Gideon, staan op. Dapper held. Ek stuur jou. Gaan in die krag van Elohim. Gaan verlos my volk op hierdie maandagoggend. So mense, daar is die kroon van Kamieskroon. Daar is die slapende boesman, hy lê nou in die son, dis die oggendson. Hier kom die son op agter die berge. Dis regtig môre my gebed vir jou, dat die son van geregtigheid oor jou sal skyn. Want hulle so 2-3 jaar gelede was hier 'n enorme brand gewees, hier so in die Kamiesberge, daar in die vallei. Dis waar die brand begin het. Daar in die vallei. Kyk, ons het vuur geslaan daai tyd. Ons het so plus minus 12.000 hektaar se weiding verloor. Dis mooi, nee. Meester, is regtig vir my voorreg om hierdie met jou te deel. Ek wil dit nie vir myself hou nie, ek wil dit met jou deel. Elke keer as ek hier ry, dan besef ek net, sjoe, die skepping van ons hemelse Vader. Mense, alles wat jy hier sien, was deur 'n woord. Kan jy dit glo? Deur 'n woord. Hier is te groot vir ons brein om uit te werk. Is dit nie so nie? Maar nou ja, terug by maandagmôre. Gideon, dapper held, staan op. Gaan verlos my volk vandag. So mense, die woord kom vanoggend na my en jou toe. Soos wat dit na Gideon gekom het. En hy sê, Gideon, staan op, gaan uit, met die krag van Elohim, gaan verlos my volk. Het Gideon getwyfel? Absoluut. Het Elohim hom verdoem? Nee. Gideon vra vir 'n teken. Hy vra vir 'n teken met vleis en ongesuurde brood. En hy maak dit toe bymekaar en hy gaan sit dit toe op 'n rots neer, en 'n bietjie later toe kom daar 'n engel met 'n staf en hy raak die rots aan met die punt van sy staf. En dan kom vuur uit die rots. Gideon was bang. Hy het getwyfel in homself. Insecurity. Hy het nie geweet wat is sy posisie nie. Dit kan dalk miskien vandag deel wees van jou mondering, dat jy nie weet wat is jou posisie nie. En die vuur kom uit die rots uit en verteer die vleis. En die engel verdwyn. Hoekom verdwyn die engel? Is die engel nie veronderstel gewees om by hom te wees nie? Die engel het reeds by hom gekom. En die rede dat die engel verdwyn het, hoor gou hierso. Dis wat Vader vir my wys in sy woord. Hy sê die vuur was nie net 'n teken gewees nie. Wat gebeur het met die vleis en die ongesuurde brood wat hy op die rots gesit het? Eintlik het die engel gekom met die krag van Elohim. En hy het vrees kom uitbrand. Dis hoekom die engel gegaan het. Hy het gesê, ek gaan hierdie man toerus met my krag. En die altaar van vrees is uitgebrand. As jy vanoggend op hierdie maandag wakker geword het en daar's vrees en twyfel in jou mondering, mense, is dit 'n ongoddelike altaar.
Dis 'n ongoddelike altaar. En my gebed vanoggend vir jou is dat die ongoddelike altare in jou lewe uitgebrand sal word in die naam van Meester Yeshua. En Gideon se roeping word verseël met vuur. Dieselfde vuur wat vrees uitbrand en ongoddelike altare verwoes, dieselfde vuur kom verseël vandag jou roeping. Jou roeping. Jy het 'n posisie. 1 Petrus 2 vers 9. Ek het jou geroep as 'n koninklike priesterdom. Ek het jou aangestel om te gaan. Jy is 'n eiendom, jy's 'n volk vir my. Jy behoort aan my, sê Vader, die Almagtige. Elohim het nooit vir Gideon verdoem omdat hy getwyfel het nie. Inteendeel, hy het sy gees, hy het sy grootheid, hy het sy teenwoordigheid gaan openbaar in Gideon. Dis maandagmôre. Jy word vandag geroep. Moenie bang wees nie. Moenie twyfel nie. As jy bang vir seer kry, moenie bang wees nie. Moenie gaan wegkruip vir jou verlede nie. Staan op, dapper held. Ek roep jou vandag in die naam van Meester Yeshua. En ek verklaar vandag op hierdie maandag, dat jy, as jy soos Gideon sou wees, dat jy vandag 'n goddelike ontmoeting sal hê uit die hemel uit op jou lewe. Hoor mooi, 'n bo-natuurlike hemelse ingryping op jou lewe. So, vuur is ter sprake. Vuur brand die vrees uit. Vuur het Gideon se roeping verseël. My gebed vandag is dat die vuur van die lewende God sal neerdal op jou lewe en elke ongoddelike altaar uitbrand. Daai insecurities, die twyfel, die vrees, die selfhaat, die verwerping, die skuldgevoel, dat dit vandag uitgebrand sal word in die naam van Meester Yeshua. Halleluja. En wie wat besef ek? Toe Gideon met 300 man begin aanval teen plus minus 250.000 vyyandsmagte. 300 man. Wat was die belangrikste element gewees van die aanval? Vuur in hulle kruike. Want jy gaan lees dit self. Gaan lees die boek van Rigters. Vuur in die kruike. Toe hulle daai kruike stik inslaan, toe lyk dit asof hier 'n vuur aankom. Dat jy vandag sal wandel met die vuur van die lewende God in jou. En daai vuur is die resultaat van sy Heilige Gees op jou lewe. Mense, baie dankie. Dankie dat jy vanmôre ingeskakel was by my bakkie boodskap hier in die hartjie van Namakwa. Ek groet jou op hierdie pragtige dag. Gaan uit, dapper held. Gaan uit met die krag van Elohim. Gaan uit met sy verterende vuur. Gaan uit met die wete, wat is jou posisie, en gaan oorwin die vyand. Gaan verlos jou huis. Gaan verlos jou huwelik. Gaan verlos vandag jou finansies. Gaan verlos dit waarvoor jy wegkruip. Gaan verlos vandag jou verlede. Gaan verlos dit. Staan op. Staan op as 'n nuwe skepping op hierdie maandagoggend. En dat die krag en die heerlikheid van Elohim in en deur jou geopenbaar sal word. Dis my gebed vir jou. Dankie dat jy ingeskakel was by my bakkie boodskap. Vrede vir jou. Tot 'n volgende keer. Frik Weideman. Shalom.